Na 2 jaar, verpletter deur die verdwyning van sy seun, probeer die miljoenêr die verterende pyn wat hom daagliks verteer, oorleef. Maar sy lewe vries toe 'n arm meisie op 'n stormagtige aand aan sy deur klop en na die seun se portret wys. Bewend onthul sy dat die seun saam met haar in die kinderhuis gewoon het en dat donker geheime daar skuil wat niemand waag om aan te meld nie. En haar woorde dompel die miljoenêr in 'n desperate stryd vir antwoorde wat alles kan verander of hom vir altyd kan vernietig. Die reën het hard op Pretoria geval daardie Junie aand en soos ongeduldige vingers teen die vensters van die Herehuis getrommel. Kobus van Zyl het in sy studeerkamer gestaan en stip na die geraamde portret teen die muur gestaar. Die seun op die foto het deurmekaar bruin krulle gehad, oë wat geblink het van ondeendheid en 'n glimlag wat steeds elke wakker oomblik van die sakeman getuister het. Stefan, sy seun. Sy klein Stefan wat presies 2 jaar, 3 maande en 17 dae gelede verdwyn het. Kobus het 'n hand oor sy moe gesig gevryf. 42 jaar oud, hare wat voortydig grys geword het, diep donker kringe onder sy oë wat geen hoeveelheid geld kon verbloem nie. Hy het 'n ryk van niks af opgebou, 'n klein konstruksiemaatskappy wat hy by sy pa geërf het, omskep in een van die grootste eiendomsontwikkelaars in die land. Hy het alles gehad wat geld kon koop, behalwe die een ding wat werklik saak gemaak het. Daardie noodlottige middag in Magnolia Park was Kobus besig om Stefan op die swaai te stoot toe sy foon gelei het. Noodgeval, het hulle gesê. 'n Kontrak van miljoene was op die spel. Hy het net 'n paar minute weggestap, maar die seun altyd in sig gehou, of so het hy gedink. Toe hy terugkom, het die swaai leeg geswaai. Stefan het eenvoudig verdwyn. 2 jaar. 70 miljoen rand bestee aan privaatspeurders, belonings wat tot 10 miljoen opgeloop het, veldtogte op elke televisiekanaal in die land. Niks. Geen konkrete leidraad, geen losprys geëis, geen liggaam gevind nie. Asof die aarde hom ingesluk het. Die polisie het voorgestel dat hy aanbeweeg, dat hy dit aanvaar. Asof dit moontlik was om te aanvaar dat 'n kind eenvoudig ophou bestaan. Kobus het vir homself 'n wyskei geskink, die 3de vir die aand. Die drank het hom nie meer gehelp om te slaap nie, maar dit het ten minste die skerp pyn wat sy bors deurboor het elke keer as hy 'n kind van Stefan se ouderdom op straat sien, verdoof. Sy seun sou nou 6 jaar oud gewees het. Sou hy begin lees het? Sokker gespeel het? Kobus het homself betrap dat hy elke mylpaal, elke ongevierde verjaarsdag, verbeel. Die deurklokkie het gelei en sy gedagtes onderbreek. Kobus het gefrons. Dit was amper 10:00 die aand. Hy het niemand verwag nie. Deur die interkom het hy die klein, deurdrenkte figuurtjie van 'n kind gesien. Sy hart het instinktief vinniger begin klop, daardie gekondisioneerde refleks wat hom altyd getref het as hy 'n kind alleen sien. Hy het na die deur gehardloop. Die reën het toegeneem, amper in 'n storm verander. Op die drempel, bewend onder die stoeplig, het 'n meisie van miskien 7 jaar oud gestaan. Haar klere was nat, te dun vir die Pretoriaanse Junie-koue. Sy het donker hare gehad wat aan haar klein gesiggie vasgeplak was en groot oë wat hom met 'n mengsel van vrees en vasberadenheid aangestaar het. "Waar is jou ouers?" het Kobus gevra en in die donker straat rondgekyk. Die meisie het nie geantwoord nie, net aangehou om hom met daardie ontstellende intensiteit aan te staar. "Is jy verdwaal? Moet ek iemand bel?" Die meisie het haar kop geskud. "Ek moet met meneer van Zyl praat. Dit gaan oor sy seun." Die wêreld het gelyk of dit tot stilstand kom. Kobus het gevoel hoe sy bene swak word. "Kom in, kom gou in." Hy het haar binne toe getrek en die deur teen die reën toegemaak. Die meisie het 'n spoor water op die marmervloer gelos terwyl hy haar na die sitkamer gelei het. "Wag hier." Kobus het na die badkamer gehardloop, sagte handdoeke en 'n kamerjas gegryp. Toe hy terugkom, het die meisie presies gestaan waar hy haar gelos het, stil soos 'n standbeeld, waterdruppels wat 'n plas by haar voete gevorm het. Hy het haar in die handdoeke toegedraai en opgelet hoe maar, amper broos, sy was. "Ek gaan vir jou warm tee maak. Dan vertel jy my alles." In die kombuis het Kobus se hande gebewe terwyl hy die tee gemaak het. "Oor sy seun," het sy gesê. "Hoe kon 'n kind iets weet? Was dit 'n bedrogspel?" In die laaste 2 jaar het dosyne mense hom probeer flous voorgegee dat hulle inligting oor Stefan het, in die hoop om geld uit sy desperaatheid te kry. Maar nooit 'n kind nie. En daar was iets in daardie meisie se oë. Iets eg.
Hy het met 2 koppies na die sitkamer teruggekeer. Die meisie het die handdoek om haar skouers gehou, steeds bewend. Drink, dit sal jou warm maak. Kobus het oorkant haar gaan sit en probeer om sy stem kalm te hou ten spyte van die oproer in sy bors. Hoe weet jy van my seun? Die meisie het 'n slukkie van die tee geneem en haar gesig vertrek van die hitte. Ek ken hom. Ek sien hom elke dag. Kobus se hart het gaan staan. Wat? Waar? Waar is hy? Die meisie het in die weelderige kamer rondgekyk, haar oor het oor die skilderye, die diermeubels, die kristalkandelaar gegly. Kan ek meneer se studeerkamer sien? Is dit waar sy foto is? Kobus het so vinnig opgestaan dat hy amper sy koppie omgestamp het. Kom saam met my. Hulle het die trappe opgeklim, die meisie het nat voetspore op die persiese mat gelos. Kobus se studeerkamer was op die 2de verdieping, 'n heiligdom van donker hout en leergebinde boeke. Maar die meisie het na niks daarvan gekyk nie. Haar oë het reguit na die muur gegaan waar Stefan se portret gehang het. Naby foto van die seun se gesig, daardie stralende glimlag wat Kobus nooit weer sou sien nie. Die meisie het na die foto gestap asof sy gehipnotiseer was. Sy het reg voor dit gaan staan, haar pinkie opgelig en gewys. Dis hy. Daardie seun het saam met my in die kinderhuis gewoon. Kobus het gevoel hoe die vloer onder sy voete verdwyn. Hy moes aan die lesenaar vashou. Onmoontlik. Is jy seker? Is jy doodseker? Die meisie het na hom gedraai en Kobus het trane gemeng met die reënwater op haar gesig gesien. Ek is seker, meneer. Hy slaap in die stapelbed langs myne. Ons deel 'n kamer in die ou vleuel. Maar daar is sy naam nie Stefan nie. Die matrone het hom 'n ander naam gegee. Sy het gesê sy ouers bestaan nie meer nie, dat niemand hom wou hê nie. Kobus het in die stoel neergesak, sy bene het uiteindelik meegegee. 2 jaar. 2 jaar lank het hy regoor Suid-Afrika en verder gesoek, en sy seun was in 'n kinderhuis. Hoe was dit moontlik? Hoekom? Maar hy het dokumente in geboortesertifikaat, mediese rekords. Hoe het niemand hom geïdentifiseer nie? Die meisie het haar oë met die rug van haar hand afgevee. Hy onthou niks, meneer. Daar is iets fout met sy kop. Die matrone het gesê dis amnesie, dat hy sy kop gestamp het toe hy klein was. Hy weet net wat sy vir hom gesê het. Dat hy nog altyd in die kinderhuis gewoon het. Dat hy nooit iemand gehad het nie. Amnesie. Die woord het in Kobus se gedagtes soos 'n doodsklok weerklink. Sy seun was lewendig, maar hy het hom nie onthou nie. Hy het nie sy huis, sy ouers, sy vorige lewe onthou nie. Hoe weet jy uitgevind wie hy was? Die meisie het haar hand in die nat sak van haar verslete broek gesteek en iets klein en goudkleurig uitgehaal. 'n Armbandjie. 'n Kinderidentifikasie-armbandjie wat Kobus so goed geken het dat hy die vorm daarvan kon voel net deur sy oë toe te maak. Hy het dit vir Stefan gegee toe die seun 3 jaar oud was, gegraveer met sy naam en die noodtelefoonnommer. Hy steek dit onder sy mou weg, het die meisie verduidelik en die armbandjie uitgesteek. Die matrone mag nie weet hy het dit nie. Niemand mag iets van vroeër hê nie. Maar eendag het hy gehelp om die eetkamer skoon te maak en die armbandjie het afgeval. Ek het dit opgetel voor iemand kon sien. Toe ek die naam lees, het ek nie verstaan nie. Want die naam op die armbandjie was anders as die naam wat hy daar gebruik. Toe is ek na die biblioteek in die buurt en het op die internet gesoek. Ek het die nuusberigte oor die vermiste seun gekry. Ek het die foto gesien, meneer. Ek het gesien u bied 'n beloning aan. Kobus het die armbandjie met bewende hande geneem. Dit was dit. Sonder twyfel. Die gegraveerde voorletters vir Stefan van Zyl. Die telefoonnommer wat hy na die verdwyning verander het omdat hy nie die oproepe van valse informante kon verduur nie. Maar hierdie was eg. Is dit hoekom jy hierheen gekom het? Vir die beloning. Die meisie het beledig gelyk. Nee, meneer. Ek het gekom omdat Stefan my beste vriend is. Omdat ek hom elke aand hoor huil. Hy weet nie hoekom hy huil nie. Hy het drome oor 'n man met 'n sagte stem en 'n groot huis vol lig. Hy word bang wakker. Ek hou sy hand vas totdat hy weer aan die slaap raak. Sy het stil gebly, haar stem het sagter geword. Ek het 4 maande lank geld gespaar. Ek het ekstra taakies gedoen, toilette skoongemaak, enigiets.
Die eienaar van die mark naby die kinderhuis het my 'n paar munte gegee as ek help om sakke te dra. Ek het alles geberre totdat ek genoeg gehad het vir die buskaartjie hierheen. Het jy alleen met die bus gekom? Kobus was ongelowig. Van waar af? Van Brits af. Ek het u adres in 'n ou tydskrif in die matrone se kantoor gesien. Sy het 'n klomp tydskrifte oor ryk mense gehad. Ek het dit gememoriseer. Die meisie het diep asem gehaal en vir die eerste keer het Kobus ware verskrikking in haar oë gesien. Maar meneer moet versigtig wees. Die matrone Magda het magtige vriende. Polisiemanne, regters. Sy het dit een keer voor die kinders gesê toe een van die groter seuns probeer weghardloop het. Sy het gesê dit help nie om te probeer nie, want sy kry hulle altyd. En sy het hom gekry. Daardie seun het nooit weer teruggekom nie. Niemand weet wat met hom gebeur het nie. Kobus se bloed het koud geword. Wat sê jy? Dat hierdie kinderhuis gevaarlik is. Die meisie het geknik, stil trane het oor haar gesig geloop. Ek het alles gewaag om hierheen te kom, meneer. As sy uitvind dit was ek wat vertel het, sal ek ook verdwyn. Maar ek kan nie meer my vriend sien lei nie. Hy verdien om 'n pa te hê. Hy verdien om gelukkig te wees. Kobus het voor die meisie gekniel en haar maar skouer saggies vasgehou. Wat is jou naam? Anja, het sy gefluister. Anja, jy was baie dapper. Baie dapper. En ek beloof jou niks slegs sal met jou gebeur nie. Jy is veilig hier. En ons gaan Stefan terugbring. Jy kan my vertrou. Anja het in sy oë gekyk, op soek na iets. Uiteindelik het sy geknik. Maar dit moet vinnig wees, meneer Kobus. Gister het ek gehoor hoe die matrone oor die telefoon praat. Iets oor die oordrag van sommige kinders. Iets oor kopers. Ek het nie alles verstaan nie, maar sy het haastig geklink. Sy het van 'n week gepraat. 'N week. Kobus het die dringendheid soos 'n elektriese stroom gevoel. Hy het opgestaan, reeds besig om te dink wie om te bel. Sy netwerk van speurders het die laaste paar maande uitmekaar gespat toe die leidrade opgedroog het, maar hy sou hulle almal weer bymekaar roep. Meer aanstel. Daardie kinderhuis met 'n leer binneval as dit nodig was. Maar eers het hy na Anja gekyk, eers gaan ons vir jou sorg. Jy gaan vanaand in 'n gemaklike kamer slaap. Ek sal vir Sunny vra om iets warms vir jou te maak om te eet. Môreoggend vertel jy my alles wat jy van daardie kinderhuis weet. Elke detail. Anja het geknik, die moegheid het uiteindelik op haar klein gesiggie gewys. Kobus het die interne telefoon opgetel en Sunny, die huishoudster wat na die huis omgesien het, gebel. Sy het minute later verskyn, 'n hartlike dame in haar 60's wat amper soos 'n ma vir Kobus was. Haar oë het groot geword toe sy die nat, maar kind sien. Sunny, hierdie is Anja. Sy gaan vir 'n rukkie by ons bly. Berei asseblief die blou gastekamer voor en maak vir haar iets warms om te eet. Sunny het geen vrae gevra nie. Sy het net haar hand met 'n sagte glimlag na Anja uitgesteek. Kom saam met my, liefie. Ons gaan jou warm en gevoed kry. Toe hulle uit is, het Kobus weer na Stefan se portret gekyk. 2 jaar van hel, van desperate soektogte, van slapelose nagte. En nou, uiteindelik, 'n lig aan die einde van die tonnel. Dapper kind wat alles gewaag het om 'n vriend te red. Kobus het die telefoon opgetel en begin bel. Dit het nie saak gemaak hoe laat dit was nie. Dit het nie saak gemaak wat die koste was nie. Hy sou sy seun terugbring. En hierdie keer sou niks of niemand in sy pad staan nie. Die storm buite het met hernieude woede gewoed, maar binne in Kobus het 'n selfs feller vasberadenheid begin brand. Die jagtog het pas begin. Die dagbreek het aangebreek sonder dat Kobus 'n enkele minuut geslaap het. Hy het die hele nag in sy studeerkamer deurgebring, besig om te bel, sy span bymekaar te kry, 'n plan op te stel. 3 van die beste privaatspeurders wat ooit vir hom gewerk het, was op daardie oomblik op pad na Pretoria. Ben Kruger, 'n voormalige brigadier in die polisie met 30 jaar se ondervinding, sou teen die middag van Kaapstad af aankom. Lise Potgieter, 'n spesialis in misdade teen kinders en 'n forensiese sielkundige, was van Durban af op pad. En Dirk Visagie, 'n voormalige intelligensieagent met kontakte reg oor die land, was reeds op die pad. Kobus het by die venster uitgekyk. Die opkomende son het die lig oranje en pink gekleur, kleure wat opseene gelyk het na die vorige aand se onthullings. Sy seun was lewendig.
Na 2 jaar van wanhoop, van die stadige aanvaarding van die onmoontlike, was Stefan lewendig. Maar hy het nie onthou nie. Hy het nie vir Kobus onthou nie, nie sy ma wat weg is toe Stefan net 2 was en nooit weer teruggekom het nie, nie die huis, nie die gelukkige oomblikke nie. 'n Skoon lei, gevul met die leuns van 'n vrou wie se motiewe Kobus nog nie kon verstaan nie. Die deur het saggies oopgegaan. Anja het ingekom, sy het piepklein gelyk in die kinderpyjamas wat Sunny in die kas gekry het. Dit was klere wat Sunny 2 jaar gelede gekoop het, hoopvol dat Stefan sou terugkeer. Nou het dit die kind gepas wat Stefan sou terughuis toe bring. Goeiemôre, het Kobus gesê en probeer glimlag. Lekker geslaap. Anja het geknik, maar haar oë het steeds daardie versigtigheid van 'n gewonde dier gedra. Ek was bang dit was 'n droom. Dat ek weer in die kinderhuis sou wakker word. Kobus het gevoel hoe sy hart saamtrek. Dit was nie 'n droom nie. Jy is veilig hier. Kom, ons gaan ontbyt eet. Dan vertel jy my alles van huisgenade. Anja het gebewe toe sy die naam hoor. Hulle het afgegaan na die eetkamer waar Sunny 'n oorvloedige tafel gedek het. Warm broodrolletjies, koek, vrugte, sappe. Anja het na alles met groot oë gekyk, asof sy nog nooit soveel kos bymekaar gesien het nie. Jy kan soveel eet soos jy wil, het Kobus aangemoedig en langs haar gaan sit. Net soveel as wat jy wil. Anja het 'n broodrolletjie met huiwerige hande geneem, toe nog een. Sy het eers stadig geëet, maar gou het die honger oorgeneem. Kobus het in stilte toegekyk en elke detail opgemerk. Die uiterste maarheid, die tekens van verwaarlosing, die manier waarop sy na die deur gekyk het, asof sy verwag dat iemand sou inkom en alles van haar wegneem. Toe Anja uiteindelik stadiger begin eet, het Kobus vir haar 'n glas lemoensap geskink. Nou, het hy saggies gesê, moet jy my alles vertel? Van die begin af. Hoe is die kinderhuis? Hoeveel kinders woon daar? Anja het haar mond met die servet afgevee, haar oë het ver weggeraak asof sy geestelik na daardie plek terugkeer. Daar is so 20 kinders, miskien 25. Ons is nooit almal saam nie, so dis moeilik om te tel. Die jonger kinders bly in die nuwe vleuel, dis waar die mense wat kom kuier kan sien. Daar is alles skoon, netjies. Daar is speelgoed, die mure is met vrolike prente geverf. Dis waar matrone Magda die belangrike mense neem as hulle kuier. En die ou vleuel, het Kobus gevra. Anja het na haar hande gekyk. Die ou vleuel is anders. Dis waar die ouer kinders bly, soos ek en Stefan. Die mure het mif. Dis koud in die winter. Die kos is nie genoeg nie. Maar die matrone sê ons moet dankbaar wees vir 'n dak oor ons koppe. Dat ons probleemkinders is wat niemand anders wou hê nie. Die woede het in Kobus se bors begin kook, maar hy het sy stem kalm gehou. Hoe lank is jy al daar? Sedert ek 5 was. My ma het siek geword en daar was niemand anders om na my om te sien nie. Sy het gesê dit sou net vir 'n rukkie wees, dat sy my sou kom haal. Maar dis nou al 2 jaar en niks. Anja se stem het gebreek. Ek dink sy het van my vergeet. Kobus het saggies aan haar hand geraak. Of miskien weet sy nie waar jy is nie. Ons sal uitvind, Anja. Ek beloof. Maar eers vertel my van die ander kinders. Hoe het hulle daar aangekom? Anja het 'n oomblik gedink. Die meeste is soos ek. Ouers wat siek geword het, ongelukkige gesinne wat nie meer kon sorg nie. Maar party kinders, die jongstes wat in die spesiale vleuel bly, is anders. Hulle praat nie met ons nie. Die matrone sê hulle is spesiale kinders, dat hulle ander sorg nodig het. Maar ek hoor hulle in die nag huil. Hulle vra altyd vir hulle maas. Kobus het 'n koue rilling langs sy ruggraat gevoel. Waar is hierdie spesiale vleuel? Op die 3de vloer. Dis altyd gesluit. Net die matrone en die verpleegster, Tannie Betty, het die sleutels. Hulle gaan 2-3 keer per dag daarop met kos en medisyne. Medisyne. Watter soort medisyne? Anja het haar skouers opgetrek. Ek weet nie. Maar nadat die kinders dit geneem het, is hulle stil. Baie stil. Een keer het ek gesien hoe Tannie Betty 'n klein dogtertjie dra wat gelyk het of sy slaap, maar dit was middel van die dag. Die matrone was baie kwaad toe sy my sien en het my teruggestuur na my kamer toe. Kobus het alles geestelik aangeteken. Dwelms. Hulle was besig om kinders te bedwelm. Hy het diep asem gehaal en sy woede beheer. En Stefan.
Bly hy in die ou vleuel saam met jou? Ja. Ons deel dieselfde kamer met nog 4 kinders. 2 ou ysterstapelbeddens wat raas as ons beweeg. Stefan slaap in die onderste bed langs my. In die nag, nadat hulle die ligte afgesit het, praat ons saggies. Hy vertel my van sy drome. Altyd dieselfde drome, 'n man wat hom op 'n swaai stoot. 'n groot huis met 'n tuin. 'n breinhond. Hy word verward wakker, sonder om te verstaan hoekom hy oor hierdie dinge droom. Kobus het sy oë toegemaak. Hulle het 'n golden retriever met die naam Bix gehad wat 6 maande voor Stefan se verdwyning oorlede is. Die seun was mal oor daardie hond. Die herinneringe was daar, begrawe onder laag van trauma en manipulasie, maar hulle was daar. Die deurklokkie het gelei. Kobus het opgestaan. Dit moet die speerders wees. Anja, jy sal dit alles weer vir hulle moet vertel, goed. Hulle is goeie mense. Hulle gaan ons help om Stefan terug te bring. Anja het geknik, maar Kobus het die vrees in haar oë gesien. Hy het verstaan. Om volwassenes te vertrou moes moeilik wees vir 'n kind wat so herhaaldelik deur hulle in die steek gelaat is. Ben, Lise en Dirk het saam aangekom, 'n span wat deur die dringendheid bymekaar gebring is. Kobus het hulle na die sitkamer gelei waar Anja gewag het, klein en bang op die groot bank. Hy het almal voorgestel die basiese situasie verduidelik. Hy het toegekyk hoe Lise met haar ervaring in die hantering van getraumatiseerde kinders onmiddellik op Anja se vlak gekniel het, wat haar minder intimiderend gemaak het. "Hallo Anja," het Lise met 'n sagte stem gesê. "Ek weet dit moet skrikwekkend wees. Maar jy was baie dapper om hierheen te kom. Kan jy ons nog 'n bietjie help?" Anja het na Kobus gekyk. Hy het aanmoedigend geknik. Sy het weer begin vertel, hierdie keer met meer besonderhede. Ben het spesifieke vrae gevra oor die struktuur van die gebou, hoeveel personeel daar was, roetines. Dirk het gevra oor besoekers, motors, ongewone bewegings. Lieve het gefokus op die kinders, hul toestande, tekens van trauma. Na 2 ure het hulle 'n ontstellende prentjie gehad. Huisgenade het amptelik 12 jaar gelede gesluit weens oortredings van die kode en beweringe van mishandeling. Maar dit het steeds onwettig geopereer op 'n afgeleë eiendom buite Brits. Die matrone Magda Joubert het 'n geskiedenis gehad wat Ben vinnig ontdek het. 3 verskillende instellings wat onder haar bestuur gesluit is, almal met ondersoeke wat verband hou met die verdwyning van kinders. Maar sy is nooit aangekla nie, sy het altyd deur regstegniese aspekte of 'n gebrek aan bewyse ontsnap. "Hoe kry sy dit reg om hiermee aan te gaan?" het Kobus uitgebars. "Hoe keer niemand haar nie?" Ben het somber gekyk. "Sy het beskerming. Ek het uitgevind dat daar ten minste 2 baljees en 'n regter van die kinderhof op haar lys van gereelde kontakte is. Iemand dek vir haar. Maar hoekom? Wat is die doel? Net om kinders te laat ly." Dirk het sy keel skoongemaak. "Ek dink dit is erger as dit. Ek het begin soek na gevalle van vermiste kinders uit welgestelde gesinne die afgelope 5 jaar. Ek het 17 gevalle in Gauteng en omgewing gevind. Almal klein kindertjies, almal nooit gevind nie, almal met vreemde omstandighede. Parke, winkelsentrums, openbare plekke. En kyk hierna." Hy het foto's op sy tablet gewys. In 3 van hierdie gevalle het sekuriteitskameras 'n vrou van ongeveer 50 jaar, donker hare, in die omgewing vasgevang kort voor die verdwyning. Die beskrywing pas by matrone Magda. Kobus het naar gevoel. Sy ontvoer ryk kinders. Maar hoekom? Daar was geen lospryshuise in enige van hierdie gevalle nie. Lide het gepraat, haar stem versigtig. "Daar is markte hiervoor, Kobus. Mense wat bereid is om fortuine vir kinders te betaal sonder om vrae te vra. Veral klein kinders wie se herinneringe uitgewis kan word, gevorm kan word, omskep in perfekte kinders vir mense wat nie wettig kan of wil aanneem nie." Die kamer het stil geword. Anja het saggies begin huil. Kobus het haar in sy arms getrek en die maar lyfie teen sy bors voel bewe. "Ons gaan haar keer. Ons gaan haar keer en al daardie kinders huis toe bring." Ben het geknik. "Maar ons moet strategies wees. As sy polisie en geregtelike beskerming het, kan ons nie net die plaaslike polisie bel nie. Ons het onweerlegbare bewyse nodig. Ons moet haar op heterdaad betrap." "Hoe?" het Dirk gevra. Kobus het na elkeen van hulle gekyk. "Jy het gesê jy het gehoor hoe sy praat oor die oordrag van kinders, reg Anja?"
Gepraat van kopers. Anja het teen sy bors geknik. Sy het van 'n week gepraat. Dat sy alles moes bespoedig. Dan het Kobus gesê sy stem het so hard so staal geword, gaan ons vir haar 'n koper gee. Iemand wat belangstel om 'n kind te koop. Iemand met genoeg geld en 'n oënskynlike gebrek aan skrupules om haar hele operasie te laat onthul. Ben het hom aangestaar. Stel jy voor om te infiltreer? Ek stel dit nie voor nie. Ek sê dis wat ek gaan doen. Sy het my seun van my weggeneem. Nou gaan ek haar laat betaal vir elke oomblik van lyding wat sy veroorsaak het. Liede het gehuiwer. Dis gevaarlik, Kobus. As sy uitvind wie jy regtig is, kan sy die kinders skuif. Sy kan hulle selfs leed aandoen. Dis 'n risiko wat ek sal moet neem. Want as ons te lank wag, sal sy daardie kinders oordra en ons sal hulle nooit weer sien nie. Stefan is daar. My seun is 'n uur van hier af en ek gaan hom haal. Dirk het begin aantekeninge maak. Ek sal 'n vals identiteit vir jou moet skep. Finansiële geskiedenis, internasionale verwysings. Ek sal jou opstel as 'n Duitse sakeman wat belangstel om 'n gesin te begin sonder die birokrasie van tradisionele aanneming. Ryk genoeg om nie vrae te vra nie, diskreet genoeg om nie aandag te trek nie. Liewe het na Anja gekyk. En sy, Magda sal haar herken as sy haar sien. Anja gaan nie terug soontoe nie, het Kobus ferm gesê. Sy bly hier beskerm. Sunny sal na haar omsien terwyl ons dit doen. Ben het opgestaan, reeds besig om te beplan. Ek sal toesig rondom die kinderhuis installeer. Kameras, afluister toerusting. Ons moet alles dokumenteer. Elke besoeker, elke beweging. En ek sal 'n paar vriende in die valke kontak, mense wat ek vertrou. Sonder ophef, net om die weg voor te berei vir wanneer ons genoeg bewyse het. Hoe lank het ons, het Lize gevra. Anja het 'n week gesê, het Kobus geantwoord. Dit gee ons 6 dae om alles op te stel en kontak te maak. Dirk, hoe lank het jy nodig om my identiteit te skep? 72 uur as ek sonder ophou werk. 3 dae. Dan het ons 3 dae om te beplan en 3 dae om uit te voer. Kobus het na elke lid van sy span gekyk. Ek weet ek vra baie. Ek weet dis gevaarlik en dat dit verkeerd kan loop. Maar ek kan nie my seun weer verloor nie. Nie wanneer ek so naby is nie. Ben het sy hand op Kobus se skouer gesit. Jy vra nie, Kobus. Ons bied aan. Ons gaan jou seun terugbring. Hulle het die res van die dag spandeer om elke detail te beplan. Anja het 'n rowwe kaart van die kinderhuis verskaf en elke kamer wat sy geken het, geteken. Sy het die roetine beskryf, die etenstye, wanneer die matrone die besigste was. Elke brokkie inligting was 'n stukkie van die legkaart wat stadig gevorm het. Toe die aanval was Anja uitgeput. Sunny het haar boontoe geneem en 'n storie voor slaaptyd beloof. Kobus het by sy span gebly en die beplanning tot in die vroeë oggendure voortgesit. Toe hulle uiteindelik alleen was, het Ben hom met kommer aangekyk. Is jy gereed hiervoor? Om jou seun te sien en hom nie dadelik te kan saamneem nie. Kobus het by die venster uitgekyk na die donker lig. Nee. Ek is nie gereed nie. Maar ek gaan dit in elk geval doen. Want die alternatief is om hom daar te los, terwyl hy dink niemand wil hom hê nie, dat hy niemand het nie. En dit kan ek nie aanvaar nie. Ben het stadig geknik. Dan gaan ons dit reg doen. Ons gaan hierdie hele operasie platvee en seker maak daardie vrou maak nooit weer 'n ander kind seer nie. Kobus het sy oë toegemaak en aan Stefan gedink. Hou nog net 'n bietjie uit, my seun. Pappa is op pad. Die volgende 3 dae het in 'n warrelwind van aktiwiteit verbygegaan. Dirk het onvermoeid gewerk om die identiteit van Herr Klaus Richter te skep, 'n Duitse sakeman in die finansiële sektor met 'n geskatte fortuin van $80 miljoen. Hy het 'n volledige geskiedenis opgebou, sosiale media profiele wat jare terug dateer, eiendomsrekords in Berlyn en München, selfs artikels in saketydskrifte wat suksesvolle beleggings noem. Dit was 'n meesterstuk van digitale vervalsing. Kobus het ure spandeer om sy nuwe karakter te bestudeer, die Duitse aksent te oefen met 'n afrigter wat Dirk gebring het, en besonderhede van 'n lewe wat hy nooit geleef het nie, te memoriseer. Hy sou donker kontaklense dra om sy oogkleur te verander, diskrete snor, klere anders as sy gewone styl.
Hy moes soos iemand heeltemal anders lyk as die Suid-Afrikaanse sakeman wie se gesig tydens die soektog na Stefan in honderde nuusberigte verskyn het. Intussen het Ben 'n toesigoperasie rondom die kinderhuis opgestel. Met diskrete hommeltuie en langafstandkameras het hulle die plek gekarteer. Dit was 'n ou 3-verdieping gebou aan die buitewyke van Brits, omring deur hoë mure en ysterrekke. 'n Verwaarloosde tuin aan die voorkant het die skyn opgehou, maar die vensters van die 3de verdieping was met planke bedek. Die spesiale vleuel waarvan Anja gepraat het. Liewe het met Anja gewerk en saggies elke detail wat kon help uitgelok. Sy het ook begin om 'n sielkundige verslag voor te berei oor die impak van trauma op ontvoerde kinders, dokumentasie wat deurslaggewend sou wees wanneer dit tyd geword het om federale owerhede te betrek. Op die 3de aand het Ben 'n oproep gekry. Een van sy kontakte het inligting oor Magda Joubert deur obskure finansiële rekords gekry. Die bevindings was skokkend. In die afgelope 5 jaar is 17 internasionale transaksies, elk tussen 5 en 8 miljoen dollar, deur buitelandse rekeninge verwerk wat gekoppel is aan skynmaatskappye wat in haar naam geregistreer is. Die geld het uit verskillende lande gekom, Saudi-Arabië, Rusland, China, die Verenigde State. 17 transaksies. 17 kinders. Die patroon was onmiskenbaar. Dis nog erger as wat ons gedink het Ben daardie aand se vergadering gesê. Sy ontvoer nie net plaaslike kinders nie. Dis 'n internasionale operasie. Sy het 'n netwerk gevestigde kopers in die hele stelsel. Hoe maak ons die eerste kontak, het Kobus gevra, sy stem beheers ten spyte van die woede wat binne in hom gekook het. Dirk het sy skootrekenaar oopgemaak. Ek het 'n posadres vir Klaus Richter geskep. Ons gaan 'n boodskap na die openbare adres van die kinderhuis stuur en vra oor private aannemings. Ons sal gekodeerde taal gebruik, die soort wat mense in hierdie onderwêreld verstaan. Sy sal weet ons praat nie van wettige aanneming nie. En as sy nie antwoord nie, sy sal antwoord. Dirk het humorloos geglimlag. Ek het 'n verwysing na 'n gemeenskaplike kontak bygevoeg, naam wat in een van haar vorige transaksies verskyn. 'n Russiese sakeman wat Kwanshuis haar dienste aanbeveel het. Wanneer sy dit nagaan, sal sy sien dat Klaus Richter reg is, geld het en bereid is om te betaal. Kobus het diep asem gehaal. Doen dit dan. Stuur die boodskap. Dirk het vinnig getik, toe die skerm gedraai sodat Kobus kon sien. Die epos was sorgvuldig saamgestel, professioneel, maar met duidelike insinuasies. Dit het melding gemaak van belangstelling om 'n gesin deur diskrete middele te begin, bereidwilligheid om vir die diens te betaal en spoed wat nodig is weens persoonlike omstandighede. Dit was perfek. Gestuur, het Dirk gesê. Nou wag ons. Hulle hoef nie lank te gewag het nie. 4 uur later, om 2 uur die oggend, het 'n antwoord gekom. Magda Joubert het 'n ander posadres as die amptelike een gebruik, een wat Dirk na 'n geënkripteerde bediener opgespoor het. Die boodskap was kort maar duidelik. Sy was geïnteresseerd om sy behoeftes te bespreek. Sy het 'n persoonlike ontmoeting op 'n neutrale plek voorgestel. 'n Koffiewinkel in Pretoria in die Waterkloofbuurt oor 2 dae. Sy het die aas gevat, het Ben gesê, en somber tevredenheid in sy stem. Nou die moeilike deel. Kobus het na die epos gekyk en die vrou aan die ander kant verbeel. Die vrou wat sy seun gesteel het, wat sy lewe vernietig het, wat kinders soos handelsware verhandel het. Oor 48 uur sou hy van aangesig tot aangesig met haar wees. Die idee het hom met eweveel verskrikking as woede gevul. Die volgende dag het Kobus in Klaus Richter verander. Die snor was perfek aangebring, die kontaklense het sy uitdrukking heeltemal verander. Hy het 'n duur Italiaanse pak gedra, maar met 'n ander snit as wat hy gewoonlik gedra het. Hy het sy aksent, sy maniere, selfs sy manier van loop geoefen. Ben het hom krities dopgehou en gesoek na enige fout wat hom kon verraai. Perfek, het Ben uiteindelik gesê. Jou eie ma sou jou nie herken nie. Kobus het homself in die spieël bekyk. Dit was waar. Die man wat na hom teruggestaar het, was 'n vreemdeling. Mag dit die laaste keer wees dat ek iemand anders moet word, het hy gedink. Hierna wil ek net weer 'n pa wees. Anja het die kamer ingekom en by die deur gestop toe sy hom sien. Meneer Kobus, het sy huiwerig gevra. Dis ek, Anja. Hy het omgedraai en geglimlag om haar gerus te stel. Net 'n vermomming. Sy het na hom gekyk met daardie groot oë wat te wys was vir 'n 7-jarige kind.
Gaan u hom terugbring? Gaan u regtig vir Stefan terugbring? Kobus het voor haar gekniel. Ek gaan hom terugbring. Ek beloof. En jy, Anja, jy gaan 'n regte gesin hê. Maak nie saak wat gebeur nie, jy gaan nooit weer terug na daardie plek toe nie. Haar oë het met trane gevul. Ek is bang. Wat as iets verkeerd loop? Wat as sy seermaak? Niks gaan verkeerd loop nie. Ek het die beste mense wat my help. En alles wat ek doen, sal wees met die gedagte om julle albei veilig terug te bring. Sy het hom styf omhels, daardie desperate drukkie van 'n kind wat te lank sonder veiligheid deurgebring het. Kobus het haar vasgehou en 'n stille belofte gemaak. Hy sou nie misluk nie. Hy kon nie misluk nie. Die dag van die ontmoeting het bewolk aangebreek en fyn moetreën het Pretoria bedek. Kobus, verander in Klaas, het 3:30 voor die vasgestelde tyd by die koffiewinkel aangekom. Ben was in 'n motor oorkant die straat en het gemonitor. Dirk was in 'n bussie met toesigtoerusting 2 blokke verder. Liewe het in 'n nabygeleë hotel gewag, gereed vir enige noodgeval. Kobus het 'n espresso bestel en gewag. Hy het elke persoon wat ingekom het, bestudeer en gesoek na 'n vrou van 50 wat by die beskrywing pas. Om presies 3 uur het sy aangekom. Magda Joubert was korter as wat Kobus gedink het, met donker hare wat in 'n streng bolla teruggetrek was. Sy het 'n bril en 'n baadjiepak gedra wat probeer het om professioneel te lyk. Maar dit was haar oë wat Kobus opgelet het. Koud. Berekenend. Die oë van iemand wat kinders as handelsware gesien het. Meneer Richter, het sy met 'n beleefde stem gevra en haar hand uitgesteek. Kobus het dit geskit en 'n glimlag geforseer. Mevrou Joubert. Dankie dat u ingestem het om my te ontmoet. Hulle het by 'n tafel in die hoek gaan sit, ver van ander klante. Magda het tee bestel, haar oë het Kobus versigtig opgeneem. So, het sy begin, u gemeenskaplike vriend in Moskou het baie goed van my dienste gepraat. Meneer Volkov is 'n tevrede kliënt vir baie jare? Kobus het die naam gebruik wat Dirk geïdentifiseer het. Hy het voorgestel dat u my met my spesifieke situasie kan help. Magda het haar kop gekantel. En wat sou daardie situasie wees? Kobus het in sy stoel teruggeleun en die postuur aangeneem van 'n man wat gewoond is om te kry wat hy wil hê. My vrou en ek probeer al jare lank om kinders te hê. Behandelingsspesialiste, niks het gewerk nie. Sy het in 'n diep depressie verval. Wettige aanneming in Duitsland is ingewikkeld, tydrowend, vol bureaukrasie. En eerlik gesê, ons verkies diskresie. Ons wil nie vra oor herkoms, mediese geskiedenis, niks daarvan nie. Ek verstaan. Magda het 'n slukkie van haar tee geneem. En watter soort kind soek u en u vrou? 'n Seun, 3 tot 5 jaar oud. Gesond, sonder ooglopende probleme. My vrou verkies kinders wat klein genoeg is om van die begin af as ons eie groot te maak. Hy het stil gebly. En natuurlik is ons bereid om goed te betaal vir die diskresie en spoed. Magda se oë het geblink. Hierdie dinge neem tyd, meneer Richter. Dis nie soos om 'n motor te koop nie. Ek verstaan volkome. Maar ek het gehoor u het onmiddellike hulpbronne. Kinders wat reeds beskikbaar is. Kobus het die suggestie in die lug laat hang. Magda was 'n lang oomblik stil en het hom opgeneem. Uiteindelik het sy vorentoe geleun. Ek het dalk iets wat aan u behoeftes voldoen. Maar die proses moet met uiterste versigtigheid hanteer word. Daar is baie mense wat nie hierdie soort transaksie verstaan nie. Kobus het geknik. Ek is 'n sakeman, mevrou Joubert. Ek verstaan die behoefte aan diskresie. En ek is bereid om die ooreenkomstig te vergoed. Ons praat van $8 miljoen. Oordrag deur spesifieke rekeninge wat ek sal verskaf. Daar mag geen spoor wees nie. Geen probleem nie. Kobus het sy stem ferm gehou. Wanneer kan ek die beskikbare opsies ontmoet? Magda uitgehuiwer. Die koffiewinkel het besigger geword. Sy het versigtig rondgekyk. Ek het tans 3 kinders wat aan die kriteria voldoen. Ek kan 'n besigtiging in 'n beheerde omgewing oor 3 dae reël. 3 dae kan werk. Kobus het homself gedwing om belangstellend, maar nie desperaat te lyk nie. Waar sou hierdie ontmoeting wees? Daar is 'n restaurant in Brits, baie diskreet, wat ek vir hierdie situasies gebruik. Die eienaar is betroubaar, verstaan die behoefte aan privaatheid.
Ons kan aandete eet, besonderhede bespreek, en u kan die kinders kortliks sien. Perfek. Kobus het sy hand uitgesteek. Ek het 'n goeie gevoel hieroor, mevrou Joubert. Sy het sy hand geskit, 'n dun glimlag op haar lippe. Ek ook, meneer Richter. U sal nie spyt wees nie. Toe sy weg is, moes Kobus die drang beheer om haar te volg, om haar daar en dan te konfronteer. Maar hy het geweet hulle het haar nodig om meer te bieg, om die volle omvang van haar operasie te onthul. 3 dae. Oor 3 dae sou hy Stefan sien. Sy seun sou meters van hom af wees en Kobus sou moes voorgee dat hy net nog 'n kind was wat te koop was. Hy het die koffiewinkel verlaat en in die motor geklim waar Ben gewag het. Ons het dit gekry, het Ben gesê en hom die tablet gewys. Ons het alles opgeneem. Kristalhelder klank. Sy wat praat oor die verkoop van kinders, pryse, diskresie. Maar dis nie genoeg om die hele operasie te sluit nie, het Kobus gesê, dit was nie 'n vraag nie. Nee. Ben het sy kop geskit. Ons het haar nodig om meer te onthul. Die hele netwerk, die kopers, hoe sy die kinders bekom. By die aandete met die kinders teenwoordig, sal sy meer selfversekerd wees. Sy sal meer praat. Kobus het by die venster uitgekyk terwyl Pretoria verbygegaan het. 3 dae. 72 uur totdat hy sy seun sien. Dit sou die langste ewigheid van sy lewe wees. Toe hy by die huis kom, het Anja na hom toe gehardloop by die deur. En het sy angstig gevra. Kobus het die snor versigtig afgehaal. Sy het die aas gevat. Ek gaan hom oor 3 dae sien. En wanneer dit gebeur, gaan ons hom en al die ander kinders huis toe bring. Anja het hom omhels en Kobus het die gewig van die verantwoordelikheid gevoel. Dit was nou nie net Stefan nie. Dit was Anja, dit was die ander kinders in die kinderhuis, dit was al die gesinne wat deur daardie vrou vernietig is. Hy het die hoop van almal gedra. Daardie aand het Kobus teruggekeer na die studeerkamer en na Stefan se portret gekyk. Binnekort, my seun. Binnekort sal jy by die huis wees, en ek sal jou nooit weer uit my sig laat nie. Ek sal vir jou stories lees voor slaaptyd, ek sal jou sien groot word, ek sal by elke oomblik teenwoordig wees. Hou net nog 'n bietjie uit. Die portret het nie geantwoord nie, maar Kobus het gesweer hy sien 'n ander glinstering in sy seun se geverfde oë. Belofte van beter dae wat kom, hy moes net die volgende 3 dae oorleef sonder om van angs mal te word. En dan sou die ontmoeting met die demoon wat sy wêreld gesteel het, begin. Die 3 dae het soos 3 jaar aangesleep. Kobus kon skaars eet, slaap was onmoontlik. Hy het ure spandeer om die plan met Ben en Dirk te hersien, om seker te maak elke detail was perfek. Lise het diskreet met die federale owerhede gewerk en die weg voorberei vir wanneer hulle genoeg bewyse gehad het. Maar alles het afgehang van die aandete in Brits. Op die oggend van die ontmoeting het Kobus voor dagbreek wakker geword. Hy het sy rol as Klaus Richter soveel geoefen dat hy soms vergeet het waar die persona geëindig en sy ware identiteit begin het. Hy het weer die kontaklense ingesit, die snor aangebring, die dierpak aangetrek. Hy het homself in die spieël bekyk. Vandag sal ek my seun sien. Vandag begin die einde van hierdie nagmerrie. Anja het hom in die gang gekry. Sy het ook nie goed geslaap nie, die nagmerries het teruggekeer. "U gaan hom terugbring," het sy gefluister. "U gaan my vriend terugbring." Kobus het haar omhels. "Ek sal. En wanneer dit verby is, sal julle twee nooit weer geskei word nie. Ek beloof." Die rit na Brits was gespanne. Ben het gery, Dirk het die opname toerusting wat in Kobus se klere weggesteek was, vir die 10de keer nagegaan. Lieve het strategiese vrae herhaal wat Kobus moes vra, dinge wat Magda sou laat meer oor haar operasie onthul. Die restaurant was diskreet, amper weggesteek in 'n stil straat in die ou deel van Brits. Van buite het dit soos 'n gewone familieonderneming gelyk. Maar Kobus het die sekuriteitskameras opgemerk wat strategies gerig was, die vensters met donker glas, die agterdeur wat waarskynlik na 'n steegie gelei het. Perfek vir onwettige aktiwiteite. Kobus het alleen ingegaan. Ben het in 'n geparkeerde motor met 'n uitsig op die ingang gebly. Dirk was in 'n ander posisie en het radiofrekwensies gemonitor ingeval Magda sekuriteitswagte met kommunikeerders gehad het. Liewe het in 'n nabygeleë hotel gewag met 'n betroubare mediese span gereed om na die kinders om te sien sodra hulle gered is. Die binnekant van die restaurant was op 'n oudtydse manier elegant.
Donker houttafels, lae beligting, sagte klassieke musiek. Daar was net 3 ander tafels beset, almal deur paartjies wat onbewus of doelbewus onkundig gelyk het oor wat aan die gang was. Die eienaar, 'n ronde man in sy 60's, het Kobus gegroet met 'n kopknik wat daarop gedui het dat hy presies geweet het watter soort besigheid hy fasiliteer. Kobus is na 'n private tafel agterin gelei, geskei van die res van die restaurant deur gekerfde houtskerms. Magda was reeds daar, vergesel van 'n ouer vrou wat hy uit Anja se beskrywing as Tannie Betty, die verpleegster van die kinderhuis, herken het. En daar was nog iemand, 'n man in 'n dierpak met die gesig van iemand wat gewoond was aan mag. Meneer Richter het Magda opgestaan en geglimlag. "Bly u het gekom. Ek wil graag my medewerkers voorstel. Tannie Betty, wat na die gesondheid en welstand van ons kinders omsien. En hierdie is regter Hendrik Swanepoel, 'n afgetrede regter wat regsadvies vir ons operasies bied." Kobus het albei sy hande geskud, sy gedagtes het elke detail geregistreer. 'n Regter betrokke. Ben was reg oor die beskerming wat Magda gehad het. Hy het geglimlag en die persona van 'n gewetenlose sakeman behou. "Aangename kennis. Ek waardeer dit dat u my situasie so ernstig opneem." Hulle het gaan sit. Kelners het dierwyne, verfynde voorgeregte gebring. Die gesprek het informeel begin, oor besigheid in Duitsland, die weer, alledaagse dinge. Maar Kobus het die spanning gevoel, die ware doel wat onder die beleefde oppervlak geskuil het. Uiteindelik, na die tweede glas wyn, het Magda vorentoe geleun. "So, meneer Richter, laat ons reguit praat. Verstaan u die delikate aard van wat ons aanbied?" "Volkome," het Kobus geantwoord. "U verskaf 'n diens wat die tradisionele wettige komplikasies omseil. Ek betaal vir daardie gerief en diskresie." Regter Hendrik het vir die eerste keer gepraat, sy stem sag maar gelaai met arrogansie. "En verstaan u dat sodra die transaksie voltooi is, die kind heeltemal u sin is. Sonder verbintenisse met die verlede, sonder naspeurbare rekords. Dis presies wat ek wil hê." Kobus het sy stem ferm gehou. "My vrou en ek wil die kind van die begin af as ons eie grootmaak. Hoe minder sy van voorheen onthou, hoe beter." Magda het geglimlag, daardie koue glimlag wat Kobus al gehad het. "Dis ons spesialiteit, meneer Richter. Die kinders wat ons aanbied, wel, hulle onthou nie hul vorige lewens nie. Ons het baie effektiewe metodes om dit te verseker." Kobus het nuuskierigheid in sy stem geforseer. "Metodes?" Tannie Betty het geantwoord, haar stem klinies. "Goedgekeurde mediese tegnieke. Sekere medikasie wat help om traumatiese herinneringe te onderdruk. Gekombineer met positiewe sielkundige versterking, aanvaar die kinders vinnig hul nuwe realiteite. Dis eintlik menslik. Hoekom hulle laat lei met herinneringe aan lewens wat hulle nie meer kan hê nie?" Kobus het sy woede ingesluk. "Indrukwekkend. En is hierdie tegnieke omkeerbaar?" "Hoekom sou dit omkeerbaar wees?" het Magda gelag. "Die doel is om die kinders nuwe beginne te gee. Nuwe ouers, nuwe lewens, nuwe identiteite. Dis 'n geskenk, nie 'n straf nie." Die opname-toerusting wat in Kobus weggesteek was, het elke woord vasgevang. Belydenis na belydenis het natuurlik gevloei terwyl hulle gedink het hulle is onder bondgenote. "En hoeveel van hierdie geskenke het u al gegee?" het Kobus terloops gevra en 'n slukkie wyn geneem. Regter Hendrik het gespog. "In 15 jaar se bedryf het ons 72 suksesvolle plasings gefasiliteer. Kinders wat in oorvol kinderhuise of verwaarloosde gesinne sou groot geword het, leef nou lewens van lykheid regoor die wêreld. 72. Byna 4 keer meer as wat Ben bereken het." Kobus het naar gevoel, maar sy gesig neutraal gehou. "Indrukwekkend inderdaad. En was al hierdie plasings diskreet?" "Absoluut," het Magda verseker. "Ons het 'n baie robuuste stelsel. Ons kies elke kind sorgvuldig, altyd uit situasies waar die verdwyning maklik verduidelik of geïgnoreer kan word. Ons het kontakte in verskeie amptelike instellings wat verseker dat ondersoeke nie te ver gaan nie." "Hoe bekom u die kinders?" het Kobus die kritieke vraag gevra. Magda het blikke met haar medewerkers gewissel. "Verskeie bronne. Sommige kom uit ware situasies van verlating, oorvol kinderhuise waar niemand oplet of omgee as 'n kind verdwyn nie. Ander wel, soms identifiseer ons kinders uit spesifieke gesinne wat ons kliënte versoek. In daardie gevalle skep ons geleenthede." "Geleenthede," het Kobus herhaal.
Hoe? Regter Hendrik het geleen. Kom ons sê u wou 'n kind van 'n sekere ouderdom, voorkoms, selfs genetiese agtergrond hê. Ons kan kinders identifiseer wat by die profiel in welgestelde gesinne pas. Ons bestudeer die roetines, wag vir die regte oomblik. Besige park, 'n stampvol winkelsentrum. In daardie plekke verdwyn kinders heeltyd. Die meeste word nooit gevind nie. Omdat hulle by u is, het Kobus gesê, valse begrip in sy stem. Presies, het Magda geglimlag. Hulle kry nuwe name, nuwe geskiedenisse. Binne weke onthou hulle nie hul vorige lewens nie. En dan word hulle geplaas by gesinne wat hulle sal lief hê en alles vir hulle sal gee. En die biologiese ouers. Tannie Betty het haar skouers opgetrek. Hulle ly natuurlik. Maar uiteindelik beweeg hulle aan. Dis die natuurlike siklus. En eerlik gesê, baie van hierdie ryk ouers is so besig met hul loopbane dat hulle in elk geval skaars aandag aan hul kinders gee. Kobus moes op sy tong byt. Elke woord was 'n mes in sy bors. Hulle het gepraat van die vernietiging van gesinne asof dit 'n administratiewe detail was. Baie goed beplan, het hy daarin geslaag om te sê. En die kinders wat u nou beskikbaar het. Magda het geknik en Tannie Betty het die kamer verlaat. Ons het tans 3 seuns wat aan die kriteria voldoen. Almal gesond, mooi, tussen 4 en 6 jaar oud. Een van hulle, het sy dramaties stilgebly, het 2 jaar gelede uit 'n besonder welgestelde gesin gekom. Die pa was 'n obsessiewe sakeman wat skaars tyd met sy seun spandeer het. Die kind is uitsonderlik, baie intelligent ten spyte van die geïndiseerde amnesie. Kobus se hart het gaan staan. Sy het van Stefan gepraat. Sy seun as handelsware beskryf. Daardie kind klink interessant, het hy die woorde geforseer. Hy is ons juweel, het Magda ingestem. Maar ook die duurste. 10 miljoen vir hom spesifiek. Hoekom duurder? Omdat die pa nog steeds soek. Nog steeds belonings aanbied, nog steeds veldtogte voer. Om die kind weggesteek te hou en te verseker dat hy nooit herken word nie, vereis ekstra hulpbronne. Maar dit is die moeite werd, 'n kind van goeie genetika, uit 'n ryk en opgevoede familie. Die deur het oopgegaan. Tannie Betty het teruggekom en 3 kinders gelei. Almal geklee en skoon, maar eenvoudige klere, hare gekam, oë leeg van emosie. Kobus het homself gedwing om na al 3 te kyk, maar sy sig was vaag van trane wat hy moes terughou. Daar was hy. Stefan. Langer, maarder, met oë wat nie meer van ondeentheid geblink het nie. Maar dit was sy seun. Sy baba. Hy het daar gestaan soos 'n voorwerp vir inspeksie. Hierdie is u opsies, het Magda gesê, asof sy motors in 'n vertoonlokaal aanbied. Die eerste is Gabriel, 4 jaar oud, middelklasgesin. Die tweede is Lukas, 5 jaar oud, het uit 'n kinderhuis in die platteland gekom. En hierdie, sy het haar hand op Stefan se skouer gesit, is Julius. 6 jaar oud, ons premium aanbod. Kobus het op bewende bene opgestaan en nader gekom. Kan ek met hulle interaksie hê? Natuurlik, maar kortliks. Ons wil nie hê hulle moet opgewonde raak nie. Kobus het voor Stefan gekniel. Sy seun se brein oë het hom sonder herkenning, sonder emosie, aangekyk. Wat het hulle aan jou gedoen, het Kobus desperaat gedink. Hallo Julius, het hy saggies gesê. Wat is jou regte naam? Stefan het na Magda gekyk, asof hy toestemming vra om te praat. Dis Julius, het hy gesê, sy stem klein en huiwerig. Dit was nog altyd Julius. En is jy gelukkig waar jy bly? Weer die blik na Magda. Sy het geknik. Ja, meneer. Tannie Magda sorg vir my. Kobus wou skreeu, hy wou sy seun gryp en hardloop. Maar hy moes sy kalmte bewaar. Hy moes Magda meer laat bieg, genoeg bewyse gee om die hele netwerk te vernietig. Het jy vriende daar? Vir die eerste keer het iets in Stefan se oë geflikker. Meisie met die naam Anja? Maar sy, het hy stil gebly, verwarring op sy gesig, sy het 'n paar dae gelede verdwyn. Sy was siek, het Magda vinnig onderbreek. Sy moes oorgeplaas word vir spesiale behandeling. Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie, Julius. Stefan het geknik, maar Kobus het twyfel in sy oë gesien. Een of ander deel van sy seun, begrawe onder laag van manipulasie, het steeds bevraagteken. Het steeds gevoel iets is verkeerd. Kobus het opgestaan en weggestap voordat hy beheer verloor het. Indrukwekkende kinders, al 3.
Maar ek is veral geïnteresseerd in Julius. 10 miljoen, het u gesê. Ja, het Magda bevestig. Die helfte nou, die helfte wanneer die oordrag voltooi is en u al die nodige dokumente het. Dokumente. Regter Hendrik het verduidelik. 'n Argentynse geboortesertifikaat met u as die vader gelys, mediese rekords, skoolgeskiedenis. Alles perfek vervals deur ons kontakte. Die kind het amptelik nooit in Suid-Afrika bestaan nie. En hoe lank neem hierdie proses? 'n Week na die aanvanklike betaling. Tannie Betty sal die proses van sielkundige voorbereiding begin om te verseker dat die kind gereed is vir die oorgang. Kobus het voorgegee om te oorweeg. Kan ek sien waar hulle bly? Ek wil seker maak die toestande is geskik tot die oordrag. Magda uitgehuiwer. Dis onreëlmatig. Ons praat van 10 miljoen, het Kobus aangedring. Ek dink ek het die reg om die fasiliteite te sien. Regter Hendrik het ingegryp. 'n Kort besoek kan gereël word. Môre aand, wanneer daar minder beweging is. Maar u kom alleen, meneer Richter. En u verstaan dat sodra u die ligging ken, u verbind is tot die transaksie. U kan nie net tou opgooi nie. Kobus het geknik. Ek verstaan volkome. Môre aand dan. Magda het tevrede geglimlag. Uitstekend. Kom ons hef die glas op die begin van 'n pragtige vennootskap. Hulle het hul glase gelig. Kobus het gedrink, die wyn bitter op sy tong. Sy seun was meters van hom af en het na hom gekyk sonder om te weet wie hy was. Maar môre sou hy na die kinderhuis gaan. En wanneer hy daar uitstap, sou dit met Stefan en al daardie kinders wees. Magda het nie geweet nie, maar sy het pas haar eie lot verseël. Die volgende aand het in misgil aangebreek, asof die hemel self saamgesweer het om te verberg wat op die punt was om te gebeur. Kobus het die restaurant na die ontmoeting verlaat en onmiddellik met sy span vergader. Die opnames was perfek. Duidelike bekentenisse van mensenhandel, ontvoering, vervalsing van dokumente. 72 kinders. 72 vernietigde gesinne. Dit was meer as genoeg om die hele operasie plat te vee. Ben het sy vriende in die valke gekontak. 'n Taakspan is in absolute geheimhouding saamgestel. Elite agente is ontbied, spesialiste in gijslaarreddings, kindersielkundiges. Maar alles het afgehang van Kobus wat daarin slaag om die kinderhuis binne te gaan, die ligging van al die kinders te bevestig en die sein te gee wanneer dit veilig was om binne te val. Die plan was riskant. Kobus sou alleen ingaan, soos ooreengekom, maar Ben en die span sou rondom die omtrek geposisioneer wees. Sodra Kobus bevestig het dat die kinders veilig was en daar geen onmiddellike bedreiging was nie, sou die polisie inval. Dit moes vinnig, chirurgies wees, sonder om tyd te laat vir Magda of haar medepligtiges om te reageer. Anja was daardie oggend ontroostbaar. Sy het die hele nag nagmerries gehad, gedroom dat Kobus nie terugkom nie, dat Stefan vir altyd weggeneem word. Kobus het saam met haar by ontbyt gesit en haar klein handjies vasgehou. Alles gaan regkom, het hy beloof. Vanaand, wanneer jy môre wakker word, sal Stefan hier wees. En julle sal nooit weer geskei word nie. Wat as die matrone uitvind wie hy is? Wat as sy hom seermaak? Daar sal nie tyd wees nie. Ek het die beste mense wat my beskerm. En die polisie sal daar wees. Vertrou my aan, ja. Sy het hom styf omhels. Ek vertrou u net, kom asseblief terug. Julle albei. Kobus het die dag in voorbereiding deurgebring. Hy het die uitleg van die kinderhuis wat Anja geteken het, hersien, elke uitgang, elke gang gememoriseer. Hy het 'n klein spoorsnyer in sy skoen geplaas, nog een in sy gordel. Hy het 'n byna onsigbare mikrofoon gedra wat alles na Ben sou uitsaai. As iets verkeerd loop, as Magda besef wie hy is, sou die span onmiddellik weet. Toe die aand val, het Kobus vir die laaste keer in Klaas Richter verander. Hy het homself in die spieël bekyk. Dis die laaste aand wat jy iemand anders hoef te wees, het hy vir sy weerkaatsing gesê. Môre sal jy net weer 'n pa wees. Hy het alleen na Brits gery en die koördinate gevolg wat Magda gestuur het. Die kinderhuis was in 'n afgeleë gebied, omring deur leë erwe en bome. Perfek om onwettige aktiwiteite te verberg. Die eysterhekke het outomaties oopgegaan toe hy nader kom, asof die plek vir hom gewag het. Kobus het in die swak verligte binnehof geparkeer. Die gebou was selfs meer angswekkend in persoon.
3 verdiepings van grys klip, donker vensters, 'n gevoel van verlatenheid wat gekontrasteer het met die feit dat dosyne kinders daar binne gewoon het. Hy kon sekuriteitskameras, bewegingsligte sien. Magda was paranoïes, maar met goeie rede. Sy het baie gehaat om weg te steek. Die voordeur het oopgegaan voordat Kobus kon klop. Tannie Betty was daar, haar gesig uitdrukkingloos. Meneer Richter. Die matrone wag. Hy het ingegaan. Die binnekant was presies soos Anja beskryf het. 'n Voorportaal wat probeer het om verwelkomend te lyk met ou meubels en 'n paar sterwende plante. Maar daar was 'n reuk van klammigheid, van verwaarlosing, wat nie verbloem kon word nie. In die stilte kon Kobus gedempte geluide van bo hoor. Kinders. Sy seun was hier, waarskynlik op een van die boonste verdiepings. Magda het die trappe afgekom en haar koue glimlag geglimlag. Meneer Richter, welkom by Huisgenade. Ek weet die fasiliteite lyk dalk beskeie, maar ons verseker dat dit aan al die kinders se behoeftes voldoen. Kobus het rondgekyk en terloopse belangstelling geforseer. Kan ek die kamer sien? Veral waar Julius bly. Natuurlik. Maar eers kom ons gaan na my kantoor. Ons het 'n paar finansiële besonderhede om af te handel. Hulle het tot op die 2de verdieping geklim. Die gang was smal, swak verlig. Kobus het geslote deure gesien, gedempte kinderstemme daarachter gehoor. Sy hart het vinniger geklop. Hoeveel kinders was hier vasgevang, wagtend op redding wat dalk nooit sou kom nie. Magda se kantoor was verbasend lyks. Duur meubels, moderne rekenaar, leers wat noukeurig georganiseer was. Hierdie vrou het haar operasie soos 'n wettige besigheid bestuur. Sy het agter die lesenaar gaan sit en vir Kobus gewys om te sit. 5 miljoen nou, het sy sonder omhaal gesê. Oordrag na hierdie rekening. Sy het 'n papier oor die lesenaar geskuif. Wanneer ons die ontvangs bevestig, kan u tyd met Julius spandeer. Om beter leer ken. En oor 'n week, wanneer alles voorberei is, die ander 5 miljoen en die kind is u sin. Kobus het die papier geneem en voorgegee om dit te bestudeer. Ek verstaan. En as ek die proses wil bespoedig? Ek is bereid om meer te betaal vir spoed. Magda het gefrons. Hoekom die haas? My vrou raak onstabiel. Die depressie het vererger. Ek moet so gou as moontlik goeie nuus vir haar neem. Magda het oorweeg. Ons kan dit in 4 dae doen, maar dit sal altesaam 12 miljoen wees. Die proses van sielkundige voorbereiding moet verskerp word, wat addisionele medikasie en hulpbronne vereis. Afgehandel. Kobus het geknik. Ek wil hê dit moet hierdie week afgehandel word. Magda se oë het van gierigheid geblink. Baie goed. Dan begin ons nou? Sy het die interne telefoon opgetel. Betty, bring Julius na die kantoor. 'n Paar minute later het die deur oopgegaan. Stefan het ingekom, geklee in 'n verslete slaapklere, kaalvoet, oë leeg. Om sy seun so te sien, so gebroke, so verlore, het Kobus se beheer amper vernietig. Maar hy het vasgehou. Julius, het Magda gesê, hierdie meneer gaan jou nuwe pa wees. Is dit nie wonderlik nie? Stefan het sonder emosie na Kobus gekyk. Ja, Tannie. U kan vir 3:30 by hom bly, het Magda vir Kobus gesê. Ek gaan die kontrakte voorberei. Betty sal buite wees as hy iets nodig het. Sy het uitgegaan en hulle alleen gelos. Kobus het gewag totdat hy seker was sy is ver weg. Toe het hy voor Stefan gekniel, sy hart het gebreek. My seun, het hy in Afrikaans gefluister en die kontaklense uitgehaal om sy ware oë te openbaar. Dis ek. Dis pappa. Stefan het na hom gekyk, verwarring op sy gesig. Ek het nie 'n pappa nie. Die matrone het gesê. Jy het. Jou naam is Stefan, nie Julius nie. Stefan van Zyl. En ek is Kobus, jou pa. Jy is 2 jaar gelede in 'n park van my weggeneem. Onthou jy? Jy was op die swaai. Iets het in Stefan se oë geflikker. 'n Herinnering wat deur die mis van dwelms en manipulasie probeer opkom het. Ek droom van swaaie, het hy stadig gesê. En 'n man wat my stoot. Is u daardie man? Trane het oor Kobus se gesig geloop. Ja, my seun. Dis ek. En ek gaan jou vandag huis toe neem. Jy, Anja en al die ander kinders. Julle gaan vry wees.
Anja, het Stefan gesê, sy stem het dringend geword. Waar is Anja? Sy het verdwyn. Die matrone het gesê sy was siek, maar ek glo dit nie. Anja is veilig. Sy het my gevind, my vertel waar jy was. Sy is 'n heldin. En danksy haar gaan ons dit vandag beëindig. Stefan het aan Kobus se gesig geraak, asof hy bevestig dat hy eg was. Papa, het hy gefluister, die woord het huiwerig, maar vol herkenning uitgekom. Is dit regtig u? Dis ek, my seun. Kobus het hom in 'n drukkie getrek en die maar lyfie voel bewe. Dis ek en ek sal jou nooit weer los nie. Die deur het skielik oopgegaan. Magda was daar, haar gesig verander in 'n masker van woede. Sy het 'n foon in haar hand gehad en Kobus het met afgryse besef dat sy die uitsending van die versteekte sekuriteitskameras in die kantoor gesien het. Sy het alles gehoor. Jy, het sy gespoeg. Jy is die pa. Kobus van Zyl. Sy het iets uit die lesenaarlaai getrek. 'n Pistool. Jy het probeer om my te flous. Kobus het Stefan agter hom geplaas en sy hande opgesteek. Dis verby, Magda. Die polisie weet alles. Hulle het opnames van jou bekentenisse. Jy is omsingel. Leen, het sy geskreeu. My kontakte in die polisie sou my gewaarsku het. Jy is alleen hier. En nou, sy het die pistool gerig, gaan jy met leë hande hier uit of jy gaan nie uit nie. Kobus het kalm in die versteekte mikrofoon gepraat. Ben, kode rooi. Onmiddellike inval. Magda het gelag. Daar is niemand daar buite nie. Ek beheer alles hier. Jy was 'n dwaas om te kom nie. Skielik het die geluid van glas wat breek deur die gebou weerklink. Gille. Sirenes. Magda het omgedraai geskok. Onmoontlik, het sy gefluister. Dis die valke, het Kobus gesê. En hulle antwoord nie aan jou korrupte kontakte nie. Dis verby. Magda het vinnig beweeg en Stefan gegryp voordat Kobus kon reageer. Sy het die pistool teen die seun se kop gesit. Niemand gaan hier uit nie, het sy geskreeu. Sê vir hulle om terug te trek of ek maak die kind seer. Kobus het pure verskrikking gevoel. Moenie dit doen nie. Jy wil nie nog meer probleme hê nie. Ek is reeds verby, het sy hysteries gelag. Jy kan maar weet ek gaan iemand saam met my neem. Die deur het ontplof. Federale agente het die kantoor binnegestorm, wapens gereed. Laat die kind los, het die bevelvoerder geskreeu. Nou. Magda het teruggedeins en Stefan as 'n skild gehou. Julle verstaan nie. Hulle het dit verdien. Al daardie ryk gesinne met hul bedorwe kinders. Ek het hulle doel gegee, waarde. Ek het 'n diens gelewer. Jy het lewens vernietig, het Kobus gesê, sy stem gebroke. Jy het my seun van my weggeneem. 2 jaar geneem wat ek nooit sal terugkry nie. Goed, het Magda geskreeu. Jy het verdien om te ly. Al hierdie verwaarloosde ouers verdien om te ly. 'n Skoot het weer galm. Nie van Magda nie, maar van 'n skerpskuttersgeweer deur die venster. Die pistool het uit haar hand gevlieg. Sy het van pyn geskreeu en Stefan losgelaat. Kobus het vorentoe geduik, sy seun gegryp en hom met sy liggaam beskerm terwyl agente Magda oorweldig het. Dit was verby. Dit was uiteindelik verby. Ben het ingehardloop. Kobus, is julle oukei? Kobus het na Stefan in sy arms gekyk. Ons is nou. Hy het sy seun se voorkop gesoen. Ons is nou. Deur die gebou was agente besig om kinders te bevry. Tientalle van hulle, sommige verward, ander huilend, almal bang. Lise en haar mediese span het aangekom en elke kind begin evalueer. Ben het Magda geboei uitgesleep terwyl sy onsamehangende dinge geskreeu het. Kobus het Stefan met die trappe af en uit die kinderhuis gedra. Die naglig het nog nooit so soet gevoel nie. Ligte van ambulanse en polisiemotors het alles blou en rooi geverf. Kinders is saggies uitgelei en komberse toegedraai, versorg. Papa, het Stefan gefluister en aan Kobus vasgeklou. Ek is bang. Jy hoef nie meer bang te wees nie, my seun. Kobus het hom stywer vasgehou. Nooit weer nie. Jy is nou veilig. Jy gaan huis toe. En Anja, is sy regtig oukei? Sy is. En sy wag vir jou. Sy kan nie wag om haar beste vriend weer te sien nie.
Stefan het geglimlag, die eerste opregte glimlag wat Kobus in 2 jaar op sy gesig gesien het. Daardie glimlag het Kobus se hart terselfdertyd gebreek en herbou. Hulle het 'n lang pad vorentoe gehad, maande van terapie, van herstel, van die herbou van herinneringe en vertroue. Maar hulle was saam. Uiteindelik saam. Die hospitaal was stil in die vroeë oggendure. Kobus het langs die bed gesit waar Stefan geslaap het, uiteindelik sonder nagmerries vir die eerste keer in wie weet hoe lank. Die dokters het hom deeglik ondersoek. Wanvoeding, ja. Tekens van ernstige sielkundige trauma, ja. Maar fisies was sy seun relatief goed. Die ware letsels was die wat niemand kon sien nie. Liewe het stil ingekom en 2 koppies koffie gedra. Ek het versterkings gebring, het sy gefluister en 1 vir Kobus gegee. Jy het niks geslaap nie. Ek kan nie. Elke keer as ek my oë toemaak, sien ek daardie plek. Ek sien al daardie kinders. Kobus het 'n slukkie van die bitter koffie geneem. Hoeveel kon ons red? 23 uit die kinderhuis. Liewe het gaan sit. 18 was in die ou vleuel, 5 in die spesiale vleuel wat Magda toegesluit gehou het. Die kinders van die spesiale vleuel is in 'n slegter toestand, hoogs gemedikeer, verward. Maar almal sal oorleef. Boonop het Ben 2 kinders opgespoor wat onlangs na die buiteland verkoop is. Internasionale operasies werk daaraan om hulle terug te bring. En die ander? Die 72 wat sy genoem het. Liewe het gesig. Dit gaan tyd neem. Ons kruisverwysrekords, onopgeloste sake, verlate ondersoeke. Maar nou dat ons Magda se leers het ons name, datums, liggings. Ons sal hulle vind. Dit kan maande, miskien jare neem, maar ons sal elke kind vind en hulle aan hul gesinne terugbesorg. Kobus het na Stefan gekyk, sy klein handjie het selfs in sy slaap Kobus in vasgehou. En my seun? Wat het die dokters oor die amnesie gesê? Liewe het haar woorde versigtig gekies. Die amnesie is geïndiseer deur 'n kombinasie van trauma en medikasie. Basies het hulle swaar kalmeermiddels gebruik net na die ontvoering om Stefan vir weke lank in 'n semi-bewuste toestand te hou. Gedurende daardie tydperk het hulle hom gebombardeer met 'n nuwe narratief, nuwe identiteit. Toe hulle uiteindelik die dwelms gestaak het, was die oorspronklike herinneringe begrawe, onderdruk deur die trauma en die konstante herhaling van die nuwe storie. Maar kan hy die herinneringe terugkry? Met intensiewe terapie, ja. Fragmente kom reeds na vore, jy het dit gesien. Die herkenning toe jy onthul het wie jy was. Die herinneringe is daar, hulle moet net saggies na die oppervlak gebring word. Maar Kobus, sy het hom ernstig aangekyk, dit gaan nie vinnig wees nie. En sommige herinneringe sal dalk nooit heeltemal terugkom nie. Jy moet daarop voorbereid wees. Ek gee nie om as hy nie alles onthou nie. Kobus het Stefan se hare gestreel. Ek gee net omdat hy hier is, dat hy veilig is. Die res bou ons saam weer op. Die deur het oopgegaan. Ben het ingekom, hy het net so moeg gelyk soos Kobus gevoel het. Ek het nuus. Magda sing sy geen name, liggings, alles. Sy weet sy is verby en probeer om 'n ligter vonnis te beding. En die regter. Tannie Betty. Almal gearresteer. Ben het met tevredenheid geglimlag. Hendrik Swanepoel is veral verskrik 'n gerespekteerde regter betrokke by kinderhandel. Hy gaan die res van sy lewe in die tronk deurbring. Tannie Betty ook. En ons het nog 3 korrupte beamptes ontdek wat op Magda se betaalstaat was. Die hele operasie is besig om uitmekaar te val. Hoeveel aanklagte? Magda staar meer as 100 in die gesig. Mensenhandel, ontvoering, vervalsing van dokumente, rampokkery, korrupsie van minderjariges. Sy sal nooit weer die lig van die dag sien nie. Ben het stil gebly. Daar is nog iets. Die pers het uitgevind. Die storie is in al die koerante. Miljonair sakeman infiltreer mensenhandelnetwerk om seun te red, jy is nou 'n nasionale held. Kobus het sy gesig vertrek. Ek wil nie 'n held wees nie. Ek wil net my seun terug hê en dat al hierdie ander kinders huis toe kom. Jy sal uiteindelik 'n paar verklaringe moet gee. Maar vir nou hou die hospitaal die media weg. Jy het tyd om te fokus op wat saak maak. Toe Stefan 'n paar uur later wakker word, was Kobus daar. Die seun het sy oë oopgemaak, vir 'n oomblik gedisoriënteerd, toe op Kobus gefokus en geglimlag. Daardie opregte glimlag wat Kobus in 2 jaar nie gesien het nie.
Hallo papa, het Stefan gesê, die woord het hierdie keer meer natuurlijk uitgekom. Hallo my seun. Hoe voel jy? Vreemd. Stefan het in die bed regop gesit. My kop is deurmekaar. Daar is 2 stories gemeng. Die storie wat die matrone vertel het en 'n ander storie, ouer, meer waar. Die ou storie is die regte een, het Kobus saggies verduidelik. Die storie oor my, oor ons huis, oor hoe jy daarvan gehou het om te teken en 'n hond met die naam Bix gehad het. Onthou jy vir Bix? Stefan het sy oë toegemaak en gekonsentreer. 'n Groot hond. Brein. Hy het my gesig gelek en my laat lag. Dis reg? Kobus het hoopvol opbloei. Jy onthou my seun. Bietjie vir bietjie, maar jy onthou. En mamma, het Stefan gevra. Waar is mamma? Kobus het gehuiwer. Jou ma het ons gelos toe jy klein was. Sy het weggegaan en nie teruggekom nie. Dis net ons 2. Maar nou, het hy geglimlag, gaan ons 3 wees. Want daar is iemand baie spesiaal wat wag om jou te sien. Die deur het oopgegaan en Anja het skugter ingekom, Sunny het haar hand vasgehou. Toe Stefan haar sien, het sy hele gesig verlig. Anja. Hy het probeer om uit die bed te klim, maar Kobus het hom vasgehou. Rustig, my seun. Jy is nog swak. Anja het na die bed gehardloop, trane het oor haar gesig geloop. Stefan. Jy is okay. Ek was so bang. Hulle het mekaar omhels, 2 kinders wat soveel deurgemaak het, wat mekaar in die duisternis ondersteun het. Kobus het gevoel hoe sy keel toetrek toe hy daardie drukkie sien. Anja het alles gewaag om haar vriend te red, sy het alles wat goed is in die wêreld verdien. Jy het my gered, het Stefan gesê. Meneer Kobus het gesê jy het hom gevind, dat jy hom vertel het waar ek was. Natuurlik het ek. Anja het haar oë afgevee. Jy is my beste vriend. Ek sou jou nie daar gelos het nie. Kobus het sy hand op Anja se skouer gesit. En nou gaan julle 2 regte gesin hê. Saam. As jy wil, Anja, wil ek jou graag amptelik aanneem. Jy sal my dogter wees. En Stefan sal jou broer wees. Anja het met groot oë na hom gekyk. Regtig? Wil u my pa wees? Regtig? Jy is een van die dapperste mense wat ek nog ooit ontmoet het, Anja. Dit sal 'n eer wees om jou pa te wees. Sy het haarself in sy arms gegooi en gesnik. Ek wou nog altyd weer 'n pa hê. En 'n gesin. 'n Regte gesin. Stefan het haar hand geneem. Nou het jy een. Ons gaan vir altyd broer en suster wees. Die volgende dae was 'n warrelwind van aktiwiteite. Lise het intensiewe terapie met Stefan begin, sagte sessies wat gehelp het om herinneringe op te grawe sonder om meer trauma te veroorsaak. Sommige herinneringe het lewendig teruggekom, die dag toe Bix gebore is, 'n verjaarsdagpartytjie met sjokoladekoek, die swaai in die park. Ander het vaag gebly, fragmente wat dalk nooit voltooi sou word nie. Anja het haar eie terapiesessies begin en die traumas van 2 jaar se verwaarlosing en vrees hanteer. Maar sy het ook geblom in die veiligheid van Kobus se huis, gewig opgetel, elke dag meer geglimlag. Sunny was mal oor haar, het altyd haar gunsteling kos gemaak, stories voor slaaptyd vertel. Kobus het met prokureurs gewerk om die aannemingsproses van Anja te begin. Hulle het ontdek dat haar ma regtig siek was, in 'n koma verval het en 6 maande nadat sy Anja in wat sy gedink het 'n wettige kinderhuis was, gelos het, oorlede is. Anja het geen ander lewende familielede gehad nie. Kobus was verpletter om dit vir haar te vertel, maar Anja het eenvoudig gesê sy het diep binne geweet haar ma sou nie terugkom nie. Maar nou het sy 'n nuwe gesin, en dit was wat saak gemaak het. Ben het aan die saak bly werk en elke kind uit Magda se netwerk opgespoor. Een vir een is gesinne herenig. 'n 5-jarige seun het na sy ouers in die Vrystaat teruggekeer. 'n 4-jarige meisie is in Spanje gevind en gerepatrieer. Elke hereniging was 'n wonderwerk, trane van vreugde na jare se wanhoop. Maar nie alle stories het gelukkige eindes gehad nie. Sommige kinders was so lank verkoop dat hulle nie hul oorspronklike gesinne onthou het nie. Sommige gesinne het onder die gewig van rou uitmekaar geval, ouers wat geskei het, broers en susters wat groot geword het sonder om diegene wat verdwyn het te ken. Die herstel sou lank en ingewikkeld wees. 3 weke na die redding het Kobus 'n geleentheid by sy huis gereël. Al die gesinne van die geredde kinders is genooi.
Dit was 'n middag van trane en drukkies, van gedeelde stories en hernieude hoop. Kinders het in die tuin rondgehardloop, uiteindelik vry, uiteindelik veilig. Ouers het in groepe gesels, 'n ondersteuningsnetwerk gevorm en verstaan dat net hulle werklik kon begryp waardeur elkeen gegaan het. Anja en Stefan het saam gespeel, hul lag het deur die tuin weerklink. Om sy seun weer te sien lag, werklik lag, was die kosbaarste geskenk wat Kobus kon ontvang. Stefan het soms nog nagmerries gehad, was nog steeds verward oor sekere herinneringe. Maar hy was besig om terug te kom, eendag op 'n slag. Liefde het nader aan Kobus gekom. Hy maak merkwaardige vordering. Die herinneringe kom vinniger terug as wat ons verwag het. Oor 6 maande, miskien minder, sal hy byna heeltemal herstel wees. En Anja, sy is veerkragtig. Sy het minder direkte trauma as Stefan gelei omdat sy weens ander omstandighede daar was, sy is nie ontvoer nie. Maar sy dra steeds die letsels van verwaarlosing en vrees. Met liefde en stabiliteit sal sy floreer. Kobus het na sy 2 kinders gekyk, sy nuutgevormde gesin. Ek sal hulle al die liefde en stabiliteit in die wêreld gee. Ek beloof dit. Daardie aand, nadat die gaste weg is, het Kobus vir Stefan en Anja in die bed gesit. Hy het vir hulle 'n storie gelees oor drake en prinsesse, oor helde wat monsters trotseer en wen. Toe hy klaar was, het Stefan sy hand vasgehou. Papa, het hy slaperig gesê, ek onthou hoe u voorheen vir my gelees het. Stories voor slaaptyd. U het altyd snaakse stemme vir die karakters gemaak. Kobus het geglimlag, trane in sy oë. Dis reg, my seun. Elke aand. En ek sal aanhou om dit te doen, elke aand van nou af. Vir altyd, het Anja gevra. Vir altyd, het Kobus beloof. Julle 2 is nou my gesin. Niks sal ons weer skei nie. Hulle het hand aan die slaap geraak, veilig, geliefd. Kobus het hulle vir lang minute dopgehou, steeds kon hy skaars glo dat sy seun terug was, dat Anja veilig was, dat daardie nagmerrie uiteindelik verby was. Die pad vorentoe sou steeds moeilik wees. Deurlopende terapie, regsprosesse, die konstante media. Maar hulle sou dit saam aanpak, as 'n gesin. Ben het by die deur verskyn. Kobus het by hom in die gang aangesluit. Nog nuus, het Kobus gevra. Goeie nuus. Ons het nog 5 kinders gevind. Almal lewend, almal op pad huis toe. En Magda word môre formeel aangekla. Die regter het borgtog geweier. Sy sal nie uit die tronk kom tot die verhoor nie. Goed. Kobus het teruggekyk na die kamer waar sy kinders geslaap het. Baie goed. Jy het iets ongeloofliks gedoen, Kobus. Ben het sy hand op sy skouer gesit. Jy het jou seun gered, Anja gered, soveel ander kinders gered. Jy is 'n ware held. Ek het dit nie alleen gedoen nie. Jy, Dirk, Liefde, almal het gehelp. En Anja, sy is die ware heldin, 'n 7-jarige kind wat alles gewaag het om 'n vriend te red, dis ware moed. Hulle het saam ondertoe gegaan en die kinders laat slaap. Kobus het koffie gemaak en hulle het gesels oor die volgende stappe, oor die komende verhore, oor hoe om te verseker dat so iets nooit weer gebeur nie. Dit was swaar werk, maar nodige werk. Toe Ben uiteindelik weg is, het Kobus teruggekeer na sy kinders se kamer. Hy het hulle dopgehou terwyl hulle slaap, so vreedsaam, so veilig. En vir die eerste keer in 2 jaar het Kobus ware vrede gevoel. Sy seun was by die huis. Sy gesin was volledig. En môre sou die eerste dag van hul nuwe lewe saam wees. 3 maande later het Kobus se huis heeltemal verander. Waar voorheen die swaar stilte van rou en eensaamheid geheers het, het nou die gelag van kinders, voetstappe wat deur die gange hardloop, vriendelike argumente oor watter tekenprent om te kyk, weerklink. Die Herehuis wat soos 'n mausoleum gelyk het, het weer lewe gekry. Stefan se kamer is presies soos hy dit onthou het, herversier. Blou mure met sterre wat in die donker gloei, 'n groeiende versameling avontuurboeke, tekeninge wat hy in terapie gemaak het die mure bedek. Liefde het gesê die kuns was 'n deurslaggewende deel van sy herstel, 'n manier om herinneringe en emosies uit te druk wat nog moeilik was om te verbaliseer. Anja het haar eie kamer gehad, versier in skakerings van pink en pers wat sy persoonlik gekies het. Vir die eerste keer in haar lewe het sy nuwe klere, haar eie speelgoed, 'n ruimte wat net hare was. Sy het soms nog in die middel van die nag wakker geword, bang en gedink sy is terug in die kinderhuis.
Maar dan sou Kobus verskyn, die lig aanskakel, en sy sou haar pragtige kamer, haar gesin sien, en weer aan die slaap kon raak. Die terapiesessies het voortgegaan. Stefan het herinneringe teen 'n indrukwekkende tempo herwin. Hy het sy lewe voor die ontvoering byna heeltemal onthou. Sommige besonderhede het vaag gebly, maar die belangrike oomblikke was daar. Hy het die dag onthou toe hy gebore is, alhoewel dit onmoontlik is vir iemand om dit bewustelik te onthou, het Liede verduidelik dat dit herinneringe was wat herbou is deur foto's en stories wat Kobus vertel het. Maar Stefan het sy 3de verjaarsdag, Bix die hond, en aande wat hy saam met pappa boeke gelees het, opreg onthou. Die herinneringe van die kinderhuis was ook daar, maar Liede het hom gehelp om dit op 'n gesonde manier te verwerk. Stefan het geweet dit was sleg, dat matrone Magda 'n slegte persoon was wat verkeerde dinge gedoen het. Maar hy het ook geleer dat dit nie sy skuld was nie, dat hy 'n slagoffer was, dat hy liefde en veiligheid verdien het. Anja het nog meer sigbaar geblom. Sy het 10 kilogram opgetel, haar wange wat voorheen ingesonke was, het nou 'n gesonde kleur gehad. Haar glimlag het gereeld verskyn, spontaan en opreg. Sy het dieselfde skool as Stefan begin bywoon, vriende gemaak, ontdek dat sy van wiskunde en teken hou. Saans het sy en Stefan saam huiswerk by die eetkamertafel gedoen en goede gestry oor wie eerste sou klaarmaak. Die aannemingsproses van Anja is in 'n eenvoudige, maar emosionele seremonie in die hof afgehandel. Die regter, ontroer deur die storie, het amptelik verklaar dat Anja nou Anja van Zyl was, dogter van Kobus van Zyl. Sy het van vreugde gehuil en Kobus so styf omhels dat hy skaars kon asemhaal. Uiteindelik het sy 'n van gesin, plek in die wêreld gehad. Kobus het ook verander. Die grys hare het gebly, die donker kringe het lank geneem om te verdwyn, maar daar was weer lewe in sy oë. Hy het sy werksure drasties verminder en meer verantwoordelikhede aan sy vennote gedelegeer. Die oggende was om die kinders skool toe te neem. Die middag waar moontlik om hulle te gaan haal en met huiswerk te help. Die naweke was heilig, uitsluitlik vir die gesin gereserveer. Parke, flieks, net om saam by die huis te wees en flieks te kyk. Hy het geleer dat die gewone oomblikke die kosbaarste was. Pannekoek maak vir ontbyt terwyl Stefan en Anja beklei oor wie die eerste een sou kry. Onder die beddens kyk vir denkbeeldige monsters voor slaaptyd, al het Stefan daarop aangedring dat hy al te oud daarvoor was. Vals wiegeliedjies sing wat Anja laat lag het. Hierdie oomblikke, wat hy voorheen as banaal beskou het, was nou skatte wat hy in sy hart bewaar het. Die verhoor van Magda Joubert het 4 maande na die redding plaasgevind. Dit is wyd deur die media gedek en het die land geskok met die omvang van haar operasie. 72 kinders oor 15 jaar. Miljoene dollars in onwettige winste. Netwerk van korrupsie wat baljes, polisiemanne en gerespekteerde regter ingesluit het. Kobus het getuig en sy storie met 'n ferm maar emosionele stem vertel. Hy het die 2 jaar van hel beskryf, die wanhoop om nie te weet of sy seun lewend was nie. Die moed van Anja om alles te waag om 'n vriend te red, die afgryse om te ontdek dat Stefan bedwelm gehou is, sy geheue uitgewis, voorberei om as handelsware verkoop te word. Die aanklaer het die opnames, die bekentenisse, die finansiële rekords aangebied. Die saak was onbetwisbaar. Magda het probeer beweer dat sy die kinders gehelp het, hulle beter lewens gegee het. Maar niemand het dit geglo nie. Die jury het vir slegs 3 uur beraadslaag. Skuldig aan alle aanklagte. Die vonnis was histories. 120 jaar tronkstraf. Geen moontlikheid van parol nie. Magda sou vir die res van haar lewe in 'n maksimum sekuriteit gevangenis aangehou word. Regter Hendrik het 80 jaar gekry. Tannie Betty 60. Die ander lede van die netwerk het vonnisse gekry wat wissel van 20 tot 50 jaar. Toe die vonnis aangekondig is, het Kobus nie vreugde gevoel nie, net 'n diep verligting. Daardie vrou sou nooit weer 'n ander kind seermaak nie. Daardie netwerk was vernietig. Die gesinne kon begin genees. Ben het pogings gekoördineer om die 72 kinders te vind. Dit was maande se werk, internasionale ondersoeke, samewerking tussen lande. Maar een vir een is hulle opgespoor. 53 is aan hul oorspronklike gesinne terugbesorg. 19 was so lank in hul nuwe gesinne, was so volledig geïntegreer, dat om hulle terug te stuur meer trauma sou veroorsaak. In daardie gevalle is komplekse prosesse begin om die situasies op te los op 'n manier wat die welstand van die kinders geprioritiseer het. Kobus het 'n stigting met 'n deel van sy fortuin gestig.
Die Stefan en Anja Instituut was toegewy aan die ondersteuning van kinders wat uit mensenhandel gered is en hul gesinne. Gratis terapie, regsondersteuning, opvoedkundige hulpbronne. Die stigting het ook aan voorkoming gewerk, gesinne opgevoed oor waarskuwingstekens en wetswysigings ondersteun om kinders te beskerm. Anja het 'n simbool van die stigting geword, haar storie van moed het ander geïnspireer. Met haar toestemming en noukeurige terapeutiese begeleiding is haar storie in skole en by konferensies gedeel. 'n 7-jarige meisie wat moed bo vrees gekies het, wat alles gewaag het om 'n vriend te red. Sy het briewe van kinders van regoor die wêreld ontvang wat gesê het sy het hulle geïnspireer om ook dapper te wees. Stefan het verkies om meer privaat te bly, maar het aan sommige van die stigting se geleenthede deelgeneem. Om ander kinders te sien wat deur soortgelyke ervarings gegaan het in sy eie genesing gehelp. Hy was nie alleen nie. Daar was 'n hele gemeenskap van oorlewendes en saam was hulle sterker. 'n jaar na die redding het Kobus 'n groot viering gereël. Nie net om die herdenking te merk nie, maar om die lewe, die gesin, die oorwinning te vier. Al die gesinne van die geredde kinders is genooi. Die tuin van die herreis was versier met liggies, daar was lewendige musiek, oorvloedige kos. Dit was 'n fees van die lewe. Stefan en Anja het tussen die gaste rondgehardloop en met ander kinders gespeel. Hul lag het die lug gevul. Kobus het van ver af toegekyk en met ander ouers gesels wat presies verstaan het waardeur hy gegaan het. Hulle het 'n gemeenskap gevorm, verenig deur gedeelde trauma, maar ook deur gedeelde hoop. Toe die son begin sak, het Kobus almal bymekaar geroep. Hy het op 'n klein geïmproviseerde verhoog geklim, met Stefan en Anja aan sy sy. Die tuin het stil geword, almal se oë op hom gerig. 'n jaar gelede het Kobus begin, sy stem emosioneel, was ek op die donkerste plek waar 'n mens kan wees. My seun is van my weggeneem, en ek het gedink ek sou hom nooit weer sien nie. Toe het 'n ongelooflike dapper meisie op 'n reënerige aand aan my deurklokkie gelei en alles verander. Hy het na Anja gekyk, wat skugter geglimlag het. Sy het my hoop gegee toe ek geen gehad het nie. Sy het my 'n pad gegee toe ek verdwaal was. En as gevolg van haar moed het nie net my seun huis toe gekom nie, maar dosyne ander gesinne is herenig. Kobus het sy 2 kinders omhels. Ek het baie geleer hierdie jaar. Ek het geleer dat familie nie net bloed is nie, dit is liefde, dit is toewyding, dit is 'n keuse. Ek het geleer dat moed in die mees onwaarskynlike vorme kom, soms in 'n klein dogtertjie met nat klere en vasberade oë. En ek het geleer dat die eenvoudigste oomblikke, die oggende wat ons pannekoek maak, die aande wat ons stories lees, die ware skatte van die lewe is. Hy het na al die gesinne gekyk wat daar bymekaar was. Almal van ons hier weet wat dit is om te verloor. Ons weet watter gat oopgaan wanneer 'n kind verdwyn. Maar ons weet ook die wonderwerk om hulle terug te hê. En ons het die verantwoordelikheid om te verseker dat geen ander gesin hierdeur gaan nie. Dis hoekom die stigting bestaan. Dis hoekom ons elke dag sal veg om alle kinders te beskerm. Die tuin het in applous uitgebars. Kinders het gehardloop om hul ouers te omhels. Trane is gestort, maar dit was trane van vreugde, van dankbaarheid, van hoop. Daardie aand, nadat almal weg is, het Kobus vir Stefan en Anja in die bed gesit. Hy het vir hulle gelees en snaakse stemme gemaak soos hy altyd gedoen het. Toe hy klaar was, het Stefan gegaap. Papa, het hy slaperig gesê, ek is gelukkig. Baie gelukkig. Ek ook, my seun. Kobus het sy voorkop gesoen. Gelukkiger as wat ek ooit gedink het moontlik sou wees. Ek ook, het Anja bygevoeg, al amper aan die slaap. Lief vir jou, papa. Lief vir jou, Stefan. Ons is ook lief vir jou, Anja, het Kobus en Stefan saam geantwoord. Kobus het die lig afgeskakel en net die naglig van gloeiende sterre gelos. Hy het vir 'n oomblik by die deur gestaan en sy kinders dopgehou terwyl hulle slaap. Sy seun, wat hy gedink het hy vir altyd verloor het. Sy dogter, wat hy deur buitengewone omstandighede gekry het. Sy gesin, perfek in sy onvolmaaktheid. Hy het met die trappe afgestap en in die studeerkamer gestop. Stefan se portret was steeds teen die muur, maar nou omring deur nuwe foto's. Stefan en Anja in die park. Die hele gesin by 'n piknik. Anja op haar eerste skooldag. Stefan wat lag terwyl hy roomys eet. Die hele lewe van nuwe oomblikke vasgevang en gevier. Kobus het vir die foto's geglimlag. Hulle het nog 'n lang pad vorentoe gehad. Terapie sou vir jare voortduur. Sommige traumas sou nooit heeltemal verdwyn nie.
Maar hulle was saam, en dit was wat saak gemaak het. Liefde, vasberadenheid en moed het die duisternis oorwin. En sou aanhou oorwin, elke liewe dag. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop dat die storie van Kobus, Stefan en Anja julle harte so diep geraak het, soos dit ons in geraak het om dit te vertel. Hierdie reis van verlies, moed en hereniging herinner ons daaraan dat selfs in die donkerste oomblikke, hoop en liefde kan seëvier. Anja het ons geleer dat moed geen ouderdom het nie, dat soms die kleinste mense die grootste harte dra. Kobus het ons gewys dat 'n pa se vasberadenheid geen perke ken nie. En Stefan het ons geleer van veerkragtigheid, oor hoe dit moontlik is om te herbou selfs nadat jy gebreek is. As hierdie storie julle ontroer het, as dit julle laat glo het in die krag van liefde en familie, wil ons julle graag nooi om by ons gemeenskap aan te sluit. Ons het 'n spesiale snitlys voorberei met ewe boeiende stories wat die kompleksiteite van die lewe, liefde en menslike moed verken. Julle kan dit net hier vind, klik net aan die linkerkant. As julle van hierdie storie van Kobus, Stefan en Anja gehou het, moenie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n like op hierdie video te los nie. Dit help ons om aan te hou om stories te bring wat die siel raak, wat ons laat nadink oor wat werklik saak maak in die lewe. Elke dag bring ons unieke vertellings wat die menslike gees in al sy broosheid en krag vier. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. En in die kommentaar afdeling wil ons baie graag weet wat hierdie storie vir julle beteken het. Ken julle iemand so dapper soos Anja? Het julle al oomblikke van verlies en hereniging beleef? Deel julle stories met ons. Tot die volgende emosionele reis, liewe luisteraars. Mag julle altyd moed vind in moeilike tye en nooit hoop verloor nie, maak nie saak hoe donker die nag mag lyk nie. Soos Kobus, Stefan en Anja ons geleer het, saam is ons altyd sterker.